Welkom terug na die beeldskone en talentvolle Caroline Grace kuier vanoggend by ons en ons gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit, 'n hartroerende ene. Goeiemôre. Môre, is lekker om hier te wees. Dit is heerlik om jou vanoggend hier te hê so vroeg in die oggend. Ek wil by jou weet wat ons sosiale media vraag is, kampstories. Is jy 'n kamper? Ja, definitief. Kan nie wees nie. Ja, rarig. Rarig. Nee, yes, ek is mal oor kamp. Mal daaroor. Ja, ek is 'n nature baby. Hoe is dit? Nee, ek is op my gelukkigste. Waar kom die liefde vir die natuur vandaan? My pa en my ma, verseker. Nee, ons het maar groot geword met dit. Het jy Ons gevat wildtuin toe in bos toe? Oral. Ons was altyd in die bos, altyd om 'n vuur, altyd gesing om 'n vuur, karavaan, alles. Dit was ja, beste tyd van my lewe. Wow. Dis Ja. mooi om te hoor. Ja. Jy was ook vroeër begin van die jaar by Calabash gewees. Hoe was dit gewees? Dit was baie lekker. Ek is 'n bietjie jonger gevoel. Want ja, mens voel nog 'n bietjie uit as mens eintlik weet as jou bands wat jy dan geluister het en waarop jy ja, so dit was my baie spesiaal geweest. Ek wou nog altyd Green Day kyk. Dit was net insane. Offspring, moet ek eerlikwaar sê, was vir my soos beter in 'n manier. Ja, hulle het vir my die show gesteel. Wat ek nie kon glo nie. Ja, so dit was amazing. Ja. Dan hierdie liefde vir hardloop. Verlede jaar jou eerste 10 kilometer vir die ISA. Gaan jy nog aan met die hardloop sessies? Ja, definitief. Hoor, ja, ek het my nog die gogga het my gebyt, maar ek dink is grootendeels my vriendinne wat saam met my is wat dit vir my so lekker maak. Ja, ons het nogal regtig geheg geraak en ons gee uiting aan ons emosies. Dit is net 'n lekker vibe. So ek wou graag mat gedoen het, maar toe het ek nou siek geword en toe kon ek die laaste 4 weke nie oefen nie en dit was nogal baie crucial vir 'n 24. So toe het ek nou uitgemis op dit. Erg FOMO gehad. So dit is nou maar volgende jaar my groot goal is om nou maar mat te gaan doen. So ek sal aanhou. Jy sien. Dit is wel belangrik nee, om 'n ding te hê wat 'n mens kan doen waar jy kan jou emosies kan laat gaan. Ja, en jy kan connect met mense. Hoe belangrik is dit vir jou? Mense kry nie altyd seker die kans in jou industrie. Nee, doen nie, maar dis my erg belangrik want ek voel dan asof ek grounded bly. Ja. Ja, mens voel asof mens regtig baie keer kan jy maar verlore raak tussen alles en ek weet nie, ja, dit is maar eintlik die regte woord. Hulle ground my en bring net my emosies weer dat ek kalm is en dat ek net voel ek behoort weer en ja, ek is maar normaal. Ek het ons almal is maas, ons almal het issues, almal het hulle eie individual goedjies en ek dink daar besef jy net weer dis okay. Almal is mens, né? Ja. Deur julle oë, vertel vir ons van die splinternuwe enkelsnit. Dit het op my pad gekom deur Stefan Botha van Boerboelwear wat alles begin het en eintlik of die stigter is en alles ja, die groot man agter alles is. Ons het voor 3 jaar terug, ekskuus, nou jare, maar 3 jaar terug het ons kortbroek gedoen of ek my enkelsnit kortbroek uitgebring en dit gaan nou oor die manne met die kuite en so aan en toe het ek vir Stefan hulle gevra ek wil graag van hulle modelle gebruik van my musiekvideo. En hulle spring toe aan boord en hulle sê maar ons wil deel wees van die projek en ons het goeie vriende geraak en ek 3 jaar later het hy nou 'n liedjie geskryf vir sy tweeling dogtertjies en toe hy hom aan mekaar gesit het, toe ek weet nie, toe kry net 'n gevoel ek moet dit sing en hy het dit vir my gestuur en gevra wil jy dit sing? Ek wil so graag hê jy moet deel wees van hierdie projek en ek kon nie nee sê nie want dit is net so 'n spesiale liedjie en is baie reg vir waar ek is in my lewe en ek dink dit is iets wat ek self sou wou skryf. So ja, dit is 'n onbeplande passieprojek wat net ongelooflik uitgedraai het. Hoe sou jy sê het ma wees jou verander? Ja. Heeltemal verander. So ek dink ma wees het regtig my baie geleer van myself. Ek moes baie introspeksie doen en ek dink baie goeters wat ek dalk nie aan kon gewerk het of wou geface het nie so mense sê dit moes ek. En ek dink regtig ek's 'n baie meer geronde persoon, hoe sê mense, afgeronde persoon vandat ek my kinders gekry het en ek weet daar's 'n ander kant van my wat half uitgekom het. Ek dink daai meer jy weet nurturing, caring, omgee, jy moet maar op tweede staan, jy kan nie meer eerste staan nie. Ja, dit het my heeltemal vervul. Ek dink die sirkel is nou heeltemal vir my toe. Ek dink dis wat ek definitief ek het my purpose bereik. Ag, dis mooi. As jy nou dink aan jou eie ma, wat sê jy is die grootste les wat jy by jou eie ma geleer het? Wat nou eerste toe laat kom is, sy het ten spyte van alles, al ons verskillende persoonlikhede en wat ons verwagtinge van haar, het sy nog steeds reg gebly in haarself. So sy het nooit haarself verander vir ons nie. En ek dink dis vir my fantasties. My ma is so 'n sterk persoon
en jy weet sterk in haar karakter en weet wat sy is en dit is vir my baie groot voorbeeld. So sy het nie gehuiwer van dit af nie. Want ek dink nog baie keer as jy in 'n huwelik is jy geneig om te verander. Ja. Volgens almal, so volgens die persoon. Ek sê nou nie jou man of baie keer ook jou man, soos hy het sy persoonlikheid en dit kan ook baie keer afdruk op jou, maar sy het maak nie saak of as my pa nou nie dit wil gaan doen by die mense wil gaan kuier nie wat ook al, en gesê, "Okay, goed vir jou, ek gaan." So dit is of sy het nie as ek die wil doen en dit is my persoon as ek hard praat en dit is hoe ek praat, dan is dit wat ek gaan doen. So sy was nie onder druk nie. So ek dink dit was my 'n mens is die ouer wat jou ouers was, eintlik maar op die ou ene. Jy het so 'n mooi post vroeër die jaar gemaak op die sosiale media oor jou pa spesifiek en hoe jy hom verlang. Dis ongelooflik hoe diep ouerskap in jou in is. Absoluut, as gevolg van jou ouers. Nee, definitief. Hoor, mens kan dit is onbeskryflik. Ja, my pa is baie spesiaal vir my. Dis nou sleg, ons het hom nou verloor. Verlede jaar en dit sal nou 1 Junie sal nou 'n jaar wees wat hy nou oorlede is en ja, hy's 'n legend. Hy's 'n legend. Hy het baie vir ons 'n standvastigheid basis gegee waarop ons almal voor kan gaan. Dis 'n legacy wat ons kan uitleef. Ja. Ek sê dat daai mense wat so impak in jou lewe gehad het, los dit nalatenskap en hulle los so 'n bietjie van hulle self in jou en jy leef daai goedheid wat in hulle was voort. Net so. En dis mooi as mense kan terugkyk en dink, weet jy wat, maar ek onthou nog steeds hierdie van hom en dis wat ek kan voortleef en dis wat ek vir my kinders ook kan gee. Definitief. Mens voel so verplig om dit te doen. Ek onthou nog, dit was die gedagte wat by my gekom het en ek het dit nog eintlik vir hom gesê in sy afwesigheid te sê pa, ek sal dit voortleef. Ek sal dit wat jy in ons geplaas het, sal ek elke dag probeer pursue. Ek kom nie altyd reg om dit te doen. Party dae dan ek het sy foto daar in die kombuis, dan is ek net soos, wat dink jy vandag van my? Want ek is net so horrible. Ek is hierdie aaklige mens vandag. So ek het soos, okay, ek sal môre beter wees. Dan gaan ons maar net weer aan. So ja, dit is dan nie eens mens en ons is almal mense en ek dink dis wat so lekker want mense kan so met jou vereenselwig want ons almal maak foute of dit 'n afdag en staan op en dan lag ons en ons huil ons en dis wat jou uniek maak. Dis wat ons almal mens maak, nee? Niemand van ons is perfek nie. Ja. Dankie vir die heerlike kuier vanoggend. Dit is so lekker en groot voorreg om vir jou te hê en geluk met die nuwe passieprojek as ek dit so kan stel deur julle oë. Dankie. Dankie dat ek hier kan wees op julle geel bank. Dit is Caroline Grace, bly net op waar jy is want bietjie later kyk ons ook na die musiekvideo.